Vader, dankie, wat 'n voorreg is dit om vanoggend saam te wees, om net in U teenwoordigheid te staan. Here, om te kan afskakel en stil te word, dat U vir ons genoeg is. Dat ek saam met Dawid kan sê, ek kort niks, want U is vir my meer as genoeg. Here, om by die plek te kom, om U te beleef, te sien, te ervaar vir wie U is, nie vir wat ek nodig het nie, maar vir wie U is. Ons eer U vanmôre. Dankie vir ons same sein, dankie vir ons eensstemmigheid. Dankie vir die voorreg om U naam aan te mag roep, die voorreg om U te ken. Dankie vir geopende oë om die skrifte te verstaan. En dit is dan ook ons gebed vanmôre, Vader, dat U sal aanhou om ons oë oop te maak, ons dieper te laat inkyk in die volmaakte wet van die vryheid. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Nou ja, goeiemôre almal die wat by ons inskakel vanoggend. Dit is lekker om saam te wees as jy nie jou kombers gebring het nie. Dan gaan jy dalk jou bene moet roer so nou en dan. Maar ons vertrou, die woord maak ons warm. Ek wil net herinner aan die mannekamp, Johan het dit opgesit sommer aan die einde van die maand, onthou net dat ons in tyd bespreek en maak seker iemand saamnooi kamp toe. Goed, ons het verlede week het ons geëindig, onthou julle ons gepraat oor gebed, dat gebed is eintlik 'n leefwyse. Dis nie woorde nie, is baie meer as woorde, dis 'n leefwyse. En dat dit ons leefwyse moet word. Godsdienst het ons geleer om te bid. En dan het ons sekere woorde gebruik en sekere rympies opgesê en in 'n sekere posisie gewees en in sekere plekke dit gedoen, op sekere tye, ons het bidure gehou, sulke tipe goed. Maar eintlik is gebed die uitdrukking van ons verhouding wat ons met God het. En daarom word gebed 'n leefwyse. Daarom dat Paulus met vrymoedigheid kan sê, bid altyd deur. Bid altyd deur beteken om altyd deur in sy teenwoordigheid bewustelik te wees. Om altyd deur in gesprek met hom te wees. So, gebed het vir ons 'n totale nuwe betekenis begin kry. En ek het geëindig, ons het gesien God se hart, en dat gebed is eintlik om my hart op te lyn, my hart, my denke te laat resoneer. Dis ook wat bekeer beteken, nê, om in denke te resoneer met God se denke, om te dink soos God dink. En hoe meer ek met hom 'n gesprek voer, hoe meer ek met hom intiem is, hoe meer ek my hart onbeperk met hom kan deel, hoe meer ek sy stem hoor. Ons het gesê verlede week, vir gebed was vir ons eintlik 'n eenrigting verkeer, dis ons gesprek na die Here toe. Daarom het die ouens gesê, dit voel of ek teen die plafon vasbid, want dit is net een rigting. Terwyl gebed, ware gebed is 'n tweegesprek, en eintlik het God meer te sê as wat ek te sê het. So ek het meer te luister en minder te sê. En ons het die voorbeelde in die skrif gesien, ons sal nog meer daarvan sien, hoe dat die profete, hoe dat Dawid, hoe dat die ouens wat gebed verstaan het, Ou Testamenties al, in hierdie wisselspraak is om met God te praat en dan aan te hou praat, maar dan word dit God wat praat. Dan sê hy wat God sê. En dan so wissel dit een en weer, en dat ons daai gesprek aanleer, dat ons in daai gesprek met God verkeer, heeldag, aldag. Ek het geëindig by Moses. Ek het gesê, uiteindelik is die vraag, as ons na verhouding kyk, hoe ver is ek bereid om te gaan met hierdie verhouding? Jy weet, 'n jong man kan 'n jong meisie die hof maak, maar hy moet ergens langs die pad, moet hy vir homself die vraag vra, hoe ver gaan ek met haar? Is sy my trouvrou? Is hy my trouman? Wil ek my lewe met hierdie persoon deel, anders mors ons mekaar se tyd. Maar ek moet by daai plek kom om te sê, waar gaan ek heen met hierdie verhouding?
En dit is vir my die uitdaging met my verhouding met God. Hoe ver gaan ek met hierdie verhouding? Godsdienst het vir ons 'n afstandsverhouding gegee. 'n Plaasvervanger vir ware verhouding. Godsdienst het vir ons 'n predikant gegee, of 'n profeet gegee, of 'n Moses gegee, waarna ons opgesien het. Godsdienst het gesê, moenie laat God met ons praat nie, laat Moses met ons praat, hy vir ons sê wat ons moet doen, sodat ons dit kan doen. Ons was tevrede om, ek wil sê, om stoele warm te sit en na iemand anders se prediking te luister. Terwyl God se gees met jaloesheid begeer, en dat hy met ongeduld wag daarop om ons genadig te wees. En nou, hy hom verheug om homself aan ons te openbaar, in elkeen van ons afsonderlik. So ja, is daar plek vir prediking? Ek glo daar is plek vir prediking. Maar verstaan jy, prediking is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor jou persoonlike verhouding met hom. Prediking is maar net 'n bevestiging daarvan. Prediking is maar net 'n plek waar ons by mekaar kom en bemoedig word, en waar ons hoor wat die Here, wat God se gees vir die gemeente sê, en eintlik die heerlikheid is mos nou, en dit is vir die lekkerste van al die terugvoer wat ek elke keer kry, is om te hoor hoe dat iemand sê, maar dis presies die woord wat die Here met my deel. Verstaan jy? Dan kom die prediking van onder af en nie van bo af. En dit is hoe dit moet wees. Elkeen van ons het hierdie belewenis waarin ons verhouding eintlik kan speel. Nou goed, ons gesê, die konsep van Moses, ek wil 'n bietjie vanmôre oor Moses praat. Die konsep van om soos 'n Moses te wees. Jy weet, dit is interessant dat Moses, Stefanus skryf van hom daar in Handelinge 7:25, onthou julle toe Stefanus wou stenig, hulle het ook, maar het Stefanus hierdie stelling gemaak, hy het gesê, Moses het geglo, hy het gedink, dat sy broers sal verstaan, dat die Here verlossing deur sy hand wil gee. Dis toe hy nou nog in Egipte was. Jy weet, en as jy na jouself kyk, as jy jou eie pad bedink, sê vir my, is dit nie so, dat elkeen van ons tog maar in ons lewens by 'n plek is en sê, as ek in beheer sou wees, sou ek dit so gedoen het nie. Ek sou graag wil gehad dat dit moet so wees. Veral deesdae, in die nuwe Suid-Afrika wat ook nou nie meer so nuut is nie, dat 'n ou sê, daar's 'n beter manier om dit te doen. Ou kan dit anders doen. Eintlik, wat is dit? Hoekom dink jy so? Hoekom bedink jy hierdie goede en sê, daar moet 'n beter manier wees? Daarmee sê jy nie, ek sal die beste president maak, of die beste eerste minister, of wat ook al is nie, maar tog is daar iets in jou, iets van 'n verlosser in jou. Want as die volheid van die Godheid liggaamlik in jou woon, dan woon die verlosser in jou. Dan kan ons een stap verder gaan. Kan ons sê, die verlossing woon in jou. En dan beteken dit, as soos wat jou gedagtes met God se gedagtes resoneer, sal die konsep van verlossing sal al hoe meer in jou lewe opstaan. En as ons daarna kyk, dan sê ons, wat is my wêreld? My mense, my invloedsfeer? Watter impak kan ek hê? Kan ek 'n verskil maak? Is daar genoeg waarde? Het my lewe voor God genoeg waarde dat my lewe 'n verskil kan maak in my omgewing? Ons hoef miskien nie die wêreld te wen nie. Maar wat het Jesus gesê? Julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in Judea en in Samaria en tot aan die eind dit van die aarde. Met ander woorde, in ons invloedsfeer, en soos wat ons invloedsfeer beïnvloed, sal die wat beïnvloed het, hulle sfeer beïnvloed, sal hulle sfeer beïnvloed, en dit is hoe die vermenigvuldiging werk. En dis hoe dit moes gewerk het, maar dit werk nie so nie. Want ons wil na een Moses kyk, en een Moses wil preek vir die wêreld. So dis die beginsel daar. So, nou vra ek dadelijk,
as jy ooit hierdie gedagte gedink het, as jy ooit hierdie ding by jou opgekom het, hierdie konsep van die wêreld om my wêreld, my leefwêreld het verlossing nodig. Het die verlosser nodig. Het dit in jou opgestaan? As jy vir my sê dit het nog nooit in jou opgestaan nie, dan vra ek, wat 'n verhouding is dit? Want as jy verhouding met liefde het, liefde sê, daar's 'n wêreld daar buite wat verlossing nodig het. Daar's my buurman wat verlossing nodig het. Verstaan julle die beginsel? So, daarom sê ek, ons dra eintlik die verlosser, of die, in 'n sin, verlossing binne in ons, en dis waaroor ons, soos Moses, eintlik 'n gedagte, dink wat ons versigtig is om uit te spreek, wat ons sê, maar ek sou dit anders gedoen het. Die wêreld moet op 'n ander manier bestuur word. En is dit nie die oorspronklike idee van God, dat die mens die wêreld moet onderwerp en daar oorheers nie? Is dit nie die oorspronklike ontwerp waarmee God jou ontwerp het, wat hier besig is om op te staan nie, wat in Moses opgestaan het? Hierdie klein seentjie, wie se ouers die gebod van die koning nie gevrees het nie, en het hom in die mandjie en die Nil laat afgaan. En hoe hy deur Farao se dogter tussen die bissies ontdek is, en sy hom groot gemaak het as 'n prins in die hof van Egipte. Hierdie man, en in daai situasie sê die skrif, hy het gekies om liewer nie die seun van Farao se dogter genoem te word nie, omdat hy liewer die smaad van Christus 'n hoër waarde geag het as die skatte van Egipte. Hy het alles gehad tot sy beskikking, maar dan moes iets geweldigs met hom gebeur. Hoor jy hoe dat sy ontwerp in hom opgestaan het, om te sê, ek het soveel tyd op hierdie aarde, gaan ek die aarde beter laat, as ek vertrek. Ons praat vanmôre van, hoe kwesbaar is ons? Ons is soos 'n damp. Een oomblik is ek daar, die volgende oomblik is ek weg. Ons lewens, selfs al lewe ons 'n vol lewe, is teen die ewigheid net 'n damp. Net 'n oomblik. En in daai oomblik wat God ons gee, kan ek 'n verskil maak? Dis die vraag. Kan ek 'n verskil maak? Nou, die ouens wat genoeg moed by mekaar geskraap het, wil ek sê, om daarop te antwoord en sê, ek dink ek kan 'n verskil maak. Het nogal 'n neiging, en nou vat ek Moses se pad, en nou moet jy jouself inpas in Moses se pad, of jy nie dalk raakpunte vind tussen jou en Moses nie. So wat was Moses se eerste stap? Hy, met krag en geweld. Ek sal daai Egiptenaar uitsort. So hy sla die Egiptenaar dood. Dis hoe krag en geweld werk. My eie poging. Jy weet, ons sit in 'n reële wêreld. Ons word absoluut aangeval as gemeente op die oomblik. Aangeval deur 'n klomp misdadigers wat ons drade knip, ons alarms afbreek, ons plek oopbreek, ons goed steel. Dis aan die orde van die dag. Die arme Katrein slaap omtrent nie meer nie. En dis aan die gang, dis konstant aan die gang. Kyk hoe lyk dit daar agter. Dit het laasweek gebeur, dit het hierdie week gebeur. So dis 'n amper aangaande proses. En nou is die vraag, kan jy sien wat staan in jou op? Die wêreld het verlossing nodig. Verstaan jy, dis 'n kettingreaksie. Jy sien op 'n stadium steel 'n ou omdat hy honger is, maar op 'n ander stadium breek hy net om te breek. Rig hy net skade aan. En vra ek, hoekom so? Die wêreld het verlossing nodig. En dit staan in ons op. En nou skielik beweeg so iemand, 'n misdadiger, beweeg binne in my invloedssfeer. Ek het julle die storie vertel van die een middag wat ek gaan fietsry het, en daar kom een van die Pumatra busse verby, en 'n ou gooi my met 'n baksteen uit die bus uit. En daai baksteen sla die teerpad in 100 stukkies reg oor 'n vol baksteen. Op daai spoed waar die boos by my gooi vir my op die fiets. Maar hy mis my, hy sou my mis. En die baksteen tref die teerpad voor my, en
Wat is Moses se reaksie? Slaan die Egiptenaar dood. Kry sy nommer, bel die polisie, wat nie sal reageer nie. En stop hom by die volgende dorp en haal hom af van die bus af, want dit is 'n poging tot moord. Dis die reaksie van Moses. Dis wat Moses gedoen het met die Egiptenaar. En wat is die volgende ding wat ons sien? Die verlosser, Moses, vlug. Hy het 'n rekord teen hom. Jy sien, as ek dit op my eie manier doen, is ek net so gou in die moeilikheid. Want die skrif het al daai tyd vir ons gesê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here. En ek en jy het 'n ander manier, nie deur krag en geweld nie. Ons het God se gees waardeur ons dit doen. Jesus het al die gesag gehad om met krag en geweld die Romeinse ryk te kom platmaak. Maar hy het meer as die Romeinse ryk kom platmaak. Hy het die Satan wat agter die Romeinse ryk sit, het hy kom platmaak. En dit het hy nie gedoen deur krag en geweld nie. Dit het hy gedoen deur sy gees. En dit is my en jou keuse. Anders beland ons ook soos Moses in Midian. In plaas dat ons besig is om die volk te verlos, beland ons in Midian. Vlug ons voor die geregtigheid. Dis wat met Moses gebeur het. En dit het al met soveel mense gebeur wat opregte soeke het om dinge beter te maak, en dan gebruik hulle eie plan, hulle eie metodes. En waar eindig ons? Wat bereik ons daardeur? Uiteindelik niks. Jy sien, daai man my met die baksteen gooi. En ek hierdie moord en roof blaas, dadelik vergelding soek. Hoor jy Moses se metode? Dadelik vergelding soek. Is God se gees daar? Want hy sê, ek is die stem agter jou wat sê, dit is die weg. Wandel daarop as jy links of regs wil gaan. En in daai moment sê die Here, wat nou? Dink jy nie ek het daarvoor ook gesterf nie? Dink jy nie ek het daarvoor ook betaal nie? En dis wat hy vir my en jou sê, dink ons dalk regtig dat hy nie ook vir hierdie misdaad, hierdie inbraak, hierdie vandalisme betaal het nie. Dat hy nie ook vir Putin betaal het nie, en dat hy nie ook vir, jy noem dit, Netanyahu betaal het nie, en nie vir Iran betaal het nie. Hy het vir ons almal betaal. En nou wat gebeur? Nou kom 'n misdadiger, en hy kom beweeg binne in my invloedssfeer in. Dis 'n gevaarlike ding om te doen, om in my invloedssfeer in te doen. Want ek kan twee goed doen, ek kan hom doodslaan, by wyse van spreke, of nie deur krag en deur geweld nie. Ek kan hom, hy het homself aan my, aan jou verbind. Nou lê ek laasnag wakker. En ek dink hierdie plek is nie beskerm nie, maar die goed is oopgebreek. En nou lê ek in worstel hier in die bed en ek sê, Here, maar 'n woord is genoeg om die beskerming te bring. Maar nou, my woord was obvious nie goed genoeg nie, want ek het in die laaste 2 weke gegaan. So naderhand klim ek uit die bed uit en ek klim in die kar en nou kom lig ek en ek kyk en ek sit die alarm af, want ek dog die alarm is af, en toe sit dit nie al die tyd nie af, so ek weet die alarm af sit laas nag. So, wat ek julle wil sê, wat probeer ons hiermee sê? Ek stap hier om en ek sê, Here, ek sien hierdie man, of hierdie manne. Ek bevestig u naam, u droom oor hulle. Dis die ander pad. En besef jy, ons kan in 'n eenheid as gemeente sê, in plaas dat ons uit mekaar uittrek en een sê, skiet hom, en die ander een sê, slat hom, en die ander een sê, weg met hom, kan ons almal sê, kom ons seën hom. Die Here sê, seën, sodat julle seën kan werwe. Ja, ons word warm onder die poortjie, en daar's momente wat ons rooi sien. Maar dan is die stem daar wat sê, ek het vir hom betaal. En weet wat die wonder vir my was, is, ek herinner my aan daai geleentheid, en ek dink aan laasnag, en ek gaan terug, en ek gaan klim in my bed, en ek sê, Here, maar ek kan weer met vrede gaan slaap. Want u woord is in my mond en in my hart. En ek het u woord gestuur in hierdie situasie. Besef julle, waar gaan ons heen? Kan julle die verskil sien tussen my poging
en God se. Wat gebeur met Moses? Moses, die sogenaamde verlosser, wat homself as die verlosser van die volk sien, hy vlug, hy beland in Midian, en nou leer hy nederigheid. Nou kom ons praat gou 'n minuut oor nederigheid. Kyk, Godsdienst het vir ons geleer, dat nederigheid is, hoe die nederigste ou is die ou wat homself die kwaaiste kan sleg sê voor God. Hoe slegter ek myself voor God kan maak, hoe nederiger is ek. En dit was ons definisie, in elk geval, dit was die persepsie wat ek gehad het. Dit was my persepsie van nederigheid. Toe besef ek, maar God het sy seun sonde gemaak, met myne, sodat ek kon word die geregtigheid van God. En nou besef ek, nou is ek nie meer 'n sondaar en 'n elendeling in God se oë nie. Ek is geregverdig, nie omdat ek het reg gekry het nie, nie omdat ek so goed is nie, omdat hy my so lief gehad het, en omdat hy met sy vlekkelose lewe, moet sy rein en heilige bloed vir my betaal het, om my te regverdig. En as ek nou wil nederig wees, dan moet ek erkenning gee aan wat hy kom doen het. En as ek dan nou sê, voor God staan ek geregverdig, is dit waarskynlik die mees nederige ding wat ek kan doen. Want dan onderwerp ek my aan wat hy vir my gedoen het. Terwyl as ek nou, nadat hy opgestaan het uit die dood uit, hy kon nie opgewek word voordat ek nie geregverdig was nie. As ek nou nadat hy opgestaan het uit die dood uit, myself 'n sondaar noem, is dit die hoogste vorm van trots, om te sê, ek verwerp u bloedoffer, ek verwerp wat u gedoen het, ek verwerp wat u sê, en ek beskou myself as 'n sondaar voor u. Besef julle die verskil tussen nederigheid en nederigheid. Die nederigheid van godsdienst en die nederigheid van geregtigheid. Daar is 'n groot wêreld daarvoor. Maar nou, daar's 'n fyn lyn. En die fyn lyn is, ek sien mense wat dit gesnap het, en nou hulle bors uitstoot, asof hulle 'n bydrae gemaak het. Asof dit enigsins ook hulle toedoen is, dat ek geregverdig voor God is. En dan word my geregtigheid, my eie geregtigheid, word dan saam met trots gereken. En jy sien dis wat met ons gebeur, is dis so 'n fyn lyn om te sê, maar ek is die geregtigheid van God, want hy het my dit gemaak. Want hy het my dit gemaak. As ons net dit sal onthou. Maar ons kan stop by ek is die geregtigheid van God, en dis waar. Maar as ons nie kan erkenning gee aan, want hy het dit met my gemaak nie. Hy het my geregverdig nie. Sy bloedoffer het dit vir my gedoen nie. Dan, versien julle, dan word daai nederigheid van my word dan eintlik 'n trots. So dis belangrik om dit te sien. En nou sien ons wat met Moses gebeur. Ons sien Moses beland by sy skoonpa. Nou baie ouens het nice skoonpaas, maar oor die algemeen is dit nie so lekker om vir jou skoonpa te werk nie. Hy beland by sy skoonpa. En nou pas hy vir sy skoonpa skape op. Dis 'n baie nederige werkie. Dink bietjie mooi. Hy het in die hof van Egipte groot geword. Hy was 'n prins. Hy droom hierdie droom dat God deur hom verlossing kan gee vir die volk. Hy is onderrig in die skryfkuns, in al hierdie goed. Hy het die beste skole gehad, die beste opleiding gehad, en die beste universiteit van die tyd het hy afgestudeer. Hy het al daai krediete gehad. En hier doen hy die eenvoudigste, nederigste, nikszeggende werkie om skape op te pas. En hy kan sê, my lewe is eintlik 'n mislukking. Ek pas skape op. My roeping is daar en ek is hier. En baie keer kom ek en jy by 'n plek wat ons so voel, ons sê, my roeping is daar en ek is hier. En ons vergelyk onsself met ander mense en ons sê, my roeping is daar, maar ek is hier. Maar die beste van alles is, God het hom nie gelos nie. God was nie klaar met hom nie. Want jy sien, hierdie proses gaan ons deur.
Want in hierdie proses kom ek aan 'n einde van myself en julle sal sien vanmôre waaroor dit gaan. As ons na Moses kyk, is dit om aan 'n einde van myself te kom. Party ouens doen dit makliker, party ouens doen dit moeiliker. Party ouens het wil ek amper sê die gevangenes nodig om hulle daar te kry. Ander ouens doen dit so 'n skoolhoof wat gesê het, een kind leer uit ander se foute, 'n ander kind maak sy eie foute. Dis hoe dit werk. Party ouens maak hulle eie foute. Maar die essensie is om aan die einde van myself te kom. En Moses se tyd in die woestyn agter die skape was sy geleentheid om aan die einde van homself te kom. En daarom was hy gereed die dag wat God die bos aan die brand gesteek het. Want God het hom nie gelos nie. God het nog tot op die laaste dag met elkeen van ons lewens 'n droom, 'n plan om ons in 'n posisie te plaas waarvoor hy ons geroep het. Onderwerp die aarde en heers daaroor. Heerskappy, om te heers, om in gesag op te tree, is eie aan elkeen van ons se DNA. En dan ken julle die storie van die bos. En Moses wat nuuskierig nader gaan, en die Here wat met hom praat in die bos, en die gestry by die bos. Die Here sê, ek sien 'n generaal, hy sê, ek sien 'n mislukking. Die Here sê, jy dink jy het afgetree, maar ek dink jy gaan nou eers optree. En verstaan jy, die twee spalt is nie twee, omdat hy aan sy minderwaardigheid sit en vashou. En hy kyk na sy eie verlede, sy eie pogings wat misluk het, en hy sê, daarom is ek 'n mislukking. Die Here sê, gee my 'n kans. Dit maak nie saak watter tyd van jou lewe jy is nie, gee my 'n kans in jou lewe. En uiteindelik wen God die argument. En daar gaan Moses. Hy gaan terug Egipte toe. Nou vat hy sy vrou en kind saam. Maar julle net so eentjie terugvat. Julle onthou van Abraham, nee. Abraham wat hierdie pad met God geloop het, die verbonde wat God met Abraham gemaak het, en uiteindelik in Genesis 15 wat die Abraham vir hom gesê het, die Here vir hom gesê het, ek is vir jou skuld, jou loon is baie groot, en jou nageslag sal wees soos die sterre, en hy glo God, en God reken hom dit tot geregtigheid. En dan vergeet hy, sien jy die fyn lyn? Sien jy die fyn lyn? God reken hom dit tot geregtigheid. Hy het dit nie verdien nie. God reken hom, God skenk dit vir hom. Skenk hom geregtigheid. Dis die fyn lyn. En wat doen hy met daai geregtigheid? Hy gaan kuier by Hagar. Sien jy die fyn lyn? Right, en jy ken julle die storie. En dan kom God terug na hom toe, want God gee nie op ons nie. Hy gee nie op Moses nie. Hy gee nie op Abraham nie. Hy sê vir Abraham, wandel voor my aangesig, kom en pas met my. Dan sal jy opreg wees. Wat my aangaan, my verbond is met jou. Maar jy moet my verbond hou, sien jy? God sê, ek stap nooit op die verbond uit nie. Die verbond wat ek met Moses gehad het, die verbond wat hy met jou het, met my het. God stap nooit ooit op sy verbond uit nie. Dis ek en jy wat uitstap. En die stap Abraham uit. En die Here kom, hoor die stem. Want hy die baksteen voor my fiets se wiel val, stap ek uit die verbond uit. En hier kom die stem, en die stem sê, ek het hom net so lief as wat ek vir jou het. En ek het jou in elk geval beskerm. Wat is jou probleem? En ek sal jou in die toekoms ook beskerm. Wat is jou probleem? En daar ry ek fiets sonder vrees. En ry ek weer daar, ry Henda daai pad sonder vrees. Hoekom? Want sy woord is daar. Nou kom hy na Abraham toe, hy sê, Abraham, kom en pas met my. Kom en pas met my, dan sê jy opreg wees, maar wat my aangaan, my verbond met jou, maar jy moet my verbond hou, jy moet besny word. En nou sê hy, alles wat manlik is, moet besny word, en hy stel die besnydenis in, vir Abraham en sy nageslag. En nou vra ou self af, wat is hierdie besnydenis? Ons het vir onsself uitgemaak, later het ons gelees in Efesiërs 1 daar by vers 18 rondna. Lees maar Efesiërs 1, is daar. En hy sê, nadat ons die woord van die geregtigheid geglo het, hy sê, is ons verseël
met die Heilige Gees van die belofte. Die verseeling is soos 'n seelring. Sfragizo is die woord in die Grieks. Dit is soos 'n seelringetjie wat 'n ou, of 'n verloofring wat ek aan my vrou se vinger, of my vernemende vrou se vinger gedruk het. Dit is soos 'n seelring. Dit bevestig die verbond. Dit bevestig die verhouding tussen ons. En dit is waaroor die Here sê vir Abraham, Abraham, kom ons begin by 'n punt. Ek wil hê jy moet die verhouding met my bevestig. Ek het my verhouding met jou bevestig. Hy sê, ek wil hê jy moet die verhouding met my bevestig. Jy moet besny word. Nou hoor ons later, skryf Paulus in Romeine 4, sê hy, Abraham het die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid toe hy nog nie besny was nie. Want voordat hy besny was, het hy al die geregtigheid van God ontvang. En nou is die besnydenis in sy geval 'n seël van daardie geregtigheid, 'n bevestiging. Maar aan die ander woorde, ek het in my hart om Henna te vra om met my te trou. Maak net 'n voorbeeld daarvan. Dit was so. Dit was soveel jaar gelede, ongeveer baie naby aan 46 jaar gelede, was dit so. Maar ons was nog nie verloof nie, maar dit was in my hart. En wat het ek gedoen? Ek het haar gesien as verloof aan my. En eintlik in verhouding was hy klaar daar. Ons het geweet dis waar ons heen gaan. Tot die oomblik wat ek die verloofring gevat het, daar tussen Florisdrift en Kreersdriftdam, een donker nag, waarna as die ring gaan haal het, waar ek daai ring aan haar vinger gesteek het. Kom nou, dit is gister. Waar ek daai ring aan haar vinger gesteek het. En dit was die seël van die geregtigheid. Dit was die seël van ons verhouding, selfs voor die ring aan was. En daarom vir Abraham se besnydenis is 'n verseëling van die geregtigheid, van die geloof, voordat hy besny was. Die besnydenis het hom nie geregtigheid gegee nie, dit het dit verseël. Wat het ons verlede week gesê? Johannes 16. Hy sê die Heilige Gees oortuig ons van geregtigheid. Hy is die seël, hy is die een wat ons verseël. Ons is verseël met die Heilige Gees. Sien julle die koneksie hier? Nou ek sal later terugkom na hierdie punt toe, maar kom ons gaan nou weer terug net na Moses toe. Moses is op pad Egipte toe. Onthou, God het nou die argument gewen, nou is Moses op pad met sy vrou en sy seun. Hy het 2 seuns gehad, maar lyk my het nog net 1 seentjie gehad daai tyd. En soos ek verstaan was sy oudste Gersom, so ek neem aan dit was Gersom geweest. En dan sien ons langs die pad, die beskrywing is, asof God hom wou doodmaak. Maar aan die woorde, hier was 'n aanslag teen die kind van soorte. En dan gryp Sipora, is 'n vrou, 'n klip, moes rof gewees het, en sy besny hierdie seentjie van haar. Sy sny die punt van sy vooruit af, die velletjie. Sny sy af, sy besny hom, en sy sê, jy is vir my 'n bloedbruidegom. Hy sê, en dit sê hy met die oog op die besnydenis. Dit sê, Exodus 4 vir ons. So wat sien ons daar? Ons sien, daai bloedbruidegom is God se beeld om te sê, ek wil met jou 'n verhouding hê. En ek wil daai verhouding vasmaak. Hoekom het ek 'n ring aan haar vinger gesteek? Om te sê, ek bevestig dit, ek verseël dit. Ek verseël dat ons amptelik verloof is. Jy weet, daar word so baie gemaak van Johannes 1:12, wat sê, maar almal wat hom aangeneem het. Ons praat van Jesus. Aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Almal wat hom aangeneem het. En nou word mense geleer, baie dikwels bang gepraat vir die hel, en geleer hulle moet Jesus aanneem om wedergebore te word, en dan nou kinders van Here te wees. Maar jy weet, aanneem is net soveel aflê as aanneem. Jy sien, om waarlik aan te neem, is om iets af te lê, is om vlees af te lê, om my eie poging te laat vaar. Om waarlik aan te neem is om te aanvaar dat Jesus my geregverdig het met sy bloedoffer. Dis om hom aan te neem.
Dis om tot die oortuiging te kom dat hy my geregverdig het met sy bloedoffer. Dis om aan te neem. Maar in dieselfde tyd is aanneem om my vlees my poging te laat vaar. En besef julle, die besnydenis is 'n beeld van die laatvaarding van my eie poging. Om aan die einde van vlees te kom, aan die einde van myself te kom. Dis 'n fisiese teken wat God vir Abraham gegee het vir sy fisiese nageslag. En nou gee hy vir ons dieselfde. Maar dit klink so, die een wat hy vir ons gee, klink so, Kolossense 2. Hy stel dit so. Hy sê, by vers 6, soos julle dan Christus Jesus, die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom, en bevestig in die geloof, soos julle geleer het, terwyl julle daarin oorvloedig is met danksegging. Pas op, dat niemand julle as byt wegvoer, die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Nou, wat is die eerste beginsels van die wêreld? Om nou te maak soos die Jode gemaak het. Verstaan jy? Dis onder andere dit. Hy sê, want in hom, in Jesus, woon die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag, in wie julle ook besny is. Hy sê, in wie julle ook besny is. Met wie praat hy hier? Met wie praat hy? Hy sê, aan die heilige en gelowige broeders in Christus, wat in Kolosse is. Paulus het op sy sendingreis na Kolossense toe gegaan. En hy het met hierdie ouens, wat eintlik Grieke is, wat heidene was, het hy die evangelie gaan deel. Die Jode het agterna gekom en gesê, julle moet besny word. Paulus het hierdie saak Jerusalem toe gevat, en vir die apostels gaan sê, vra, is dit so? En daar was niks sprake daarvan nie. Want daar's 'n ander besnydenis. Die besnydenis waarvan hy nou praat, hy sê, in wie julle ook besny is, met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Hoor julle wat hy sê, in die besnydenis van Christus. Wat is die besnydenis van Christus? Wat het met Gersom gebeur? Gersom, die beeld, die Ou Testamentiese beeld, is hierdie seentjie wat saam met sy pa op pad is, in hierdie oorwinningslewe in. Maar die Here het destyds vir Abraham gesê, die een wat nie besny is nie, moet uit die volk uitgeroei word. Dis die proses. Hy moet uit die volk uitgeroei word, en hy is nie besny nie. Moses het dit nagelaat. En nou op die pad, nou kom hierdie ding op 'n spits. En hier kom Sipora en sy besny daai seentjie van haar, en sy sê, jy's vir my 'n bloedbruidegom, wat eintlik sê, hiermee verseël ek, dat hy deel is van hierdie proses. Verseël ek dat ek deel is van die proses. Besef jy, die besnydenis van die hart is om my vlees op te gee. Besnydenis is 'n opgee van die vlees, fisies. Maar die besnydenis van die hart is 'n opgee van die vlees, psigies. Hoor julle wat ek sê? Om van die vleeslikheid ontslae te raak. Met ander woorde, om Jesus aan te neem, is net soveel as om die vlees te versaak. Mens sien, God het ons geleer en sê, neem Jesus aan, maar jy het net so aangaan met die vlees. Maar dit werk nie so nie, dis waaroor dit nie suksesvol was nie. Aanneem is net soveel aflê as wat dit aanneem is. Dis 'n aflegging van die vlees. Dis 'n aflegging van my vleeslikheid, is om aan die einde te kom van myself, van my eie poging, om in totaliteit afhanklik te wees van hom. En ons sal nou sien, dit moet meer word as dit. Want onthou, waar gaan ons heen? Ons moet die onoortuigbares oortuig kry. Moses is op pad Egipte toe. Hy het 2 take. Die eerste een is om sy eie mense te oortuig. Nou, julle kan julle self voorstel, die kleinlikheid van die mens. Wat het sy mense gesê? O, daai mannetjie, wat so lekker aan die hof van Egipte groot geword het, wat dink hy kan sy gewig rondgooi? Dis wat hulle gedink het van hom. Sê, ons is slawe, ons kry swaar, maar hy het al lekker gehad. En toe in die moeilikheid kom, toe vlug hy.
Ja, toe hol hy weg. Jy kan my die terminologie voorstel wat die manne gebruik met hom. Hy moet hulle gaan oortuig dat God hom geroep het om vir hulle verlossing te gee. En dan moet hy Farao gaan oortuig om van sy werksmag ontslae te raak. Hy moet die onoortuigbares gaan oortuig. Stem julle saam, dit is onmoontlik. Dit is onmoontlik. Of is dit? Vir 'n mens is dit onmoontlik. Maria sê, Here, ek het nie 'n man geken nie. Hoe is dit moontlik? Dan antwoord Gabriël, hy sê, vir mense is dit onmoontlik. Maar vir God is alle dinge moontlik. Maar sien, dit kan net moontlik wees as ek aan die einde van my vlees kom. Want God doen dit nie sonder 'n mens nie. Daarom moes God mens word, om 'n mens te vind om dit te doen. En nou dat hy mens geword het, en dit kom doen het hy sy volheid, het hy die gees van sy seun in ons harte uitgestort, sodat ons die onmoontlike kan doen. Die onmoontlike. En dis die pad wat Moses moes loop. Moses moes by daai onmoontlike kom, en selfs deur al die plaae in Egipte, dit het gebeur, die onmoontlike het gebeur, sy eie mense het hom uiteindelik aanvaar en agter hom aangetrek. Farao is uiteindelik oortuig, al het dit wat gekos, maar Farao is oortuig. En ten spyte daarvan, kom Moses by die Rooi See, en die see is voor, en Farao is agter, en hy sê, Here, wat nou? En die Here sê, wat roep jy na my? Moses, wat roep jy na my? Hy sê, het ek jou nie bemagtig nie? Het ek nie vir jou die vermoë gegee nie? Besef jy wat met Moses gebeur? Daar is vir hom geen uitkoms nie. Farao is agter, die see is voor. Geen uitkoms nie. In die vlees, geen uitkoms nie. Maar is die beste plek om te wees. Want jy sien Jakobus 1:2 sê mos, agter louter vreugde Moses, wanneer die see voor jou is en Farao agter jou is, wanneer daar vir jou geen uitkoms is nie, wanneer jy geen van jou planne meer kan werk nie, wanneer elke roete, elke moontlikheid wat daar bestaan het, uitgeput is en daar niks oor nie, beste plek om te wees. Hy sê, vat jou staf, maak op die see, en julle ken die storie. En so trek Moses hulle deur die see. En nou wil ek dit by ons toepas. As ons kyk na Johannes 16:23, waar ons so baie na gekyk het. Johannes 16:23 sê, in die dag, sê Jesus, sal julle my niks vra nie. Maar alles wat julle die Vader in my naam vra, die sal hy vir julle gee. Hy sê, in die dag sal julle my niks erotau nie. Maar alles wat julle die Vader in my naam uitdeel, sal hy vir julle gee. Nou, daai twee woorde in Grieks het eintlik dieselfde betekenis. Maar in die konteks waar hy die twee teen mekaar afspeel, daar's een woord in Afrikaans, vra en vra. Nou dit maak mos nie sin nie. En julle sal my niks vra nie, maar alles wat julle vra, gee ek vir julle. Verstaan jy dit? Wat 'n sin maak dit? Maar as jy die twee woorde uit mekaar uithaal, het ons gesê, dit beteken in hierdie konteks om te smeek. Om te versoek. Daai kredietware lys. Daai ou vorm van bid. Aiteo in hierdie konsep, as hy alleen staan, kan ook smeek beteken. Maar verstaan jy, dan maak die sin geen sin nie. Maar, in die konteks, beteken uitjou om aanspraak te maak. Om aanspraak, dit waarop ek aanspraak kan maak. Ek kan aanspraak maak op God se beloftes. Ek kan aanspraak maak op God se woord. Ek kan aanspraak maak op die offer van Jesus, want hy het dit vir my gedoen. Ek kan aanspraak maak op sy genesing. Ek kan aanspraak maak op sy voorsiening. Ek kan aanspraak maak op sy beskerming. Ek kan aanspraak maak op sy woord.
Ek het 'n aanspraak daarop. Maar nou, wat het godsdienst gedoen? Godsdienst het ons geleer om te smeek. Ag Here sal U, en raai wat het gebeur? So waar, die Here het ons gelos. Jy weet, daai vrou het met die Volkswagenkies gery het, en te vinnig om die draai gaan, en sien sy, draai nie gemaak, en sy sê, ek sit die kar se wiele in die Here se hande, en glo dit, sy wil die Here rol die kar 4 maal. So, dis wat Erutau, wat alleenstaand gemaak het. Maar wanneer ons by IT kom, dan het ek 'n aanspraak, dan hou ek die wiel vas. Ek het 'n aanspraak op God se beskerming. Ek het 'n aanspraak op sy woord. Ek het 'n aanspraak op sy genesing. Verstaan julle dit? So waaroor gaan dit in my lewe? Dit gaan in my lewe. Ons het ek en Nena ry gisteroggend deur om vir Anton te gaan besoek in die hospitaal. Anton is baie siek. As ek vir julle sê, baie siek, hy is baie siek. Daar lê Martie in die intensief, sy is baie siek. Besef julle, ons kom by 'n plek waar ons in ons midde, en ons het dit al soveel keer beleef, mense het wat baie siek is, en wat die medici sê, ons pad is op. Ons het gedoen wat ons kan doen. Ons kan nie meer doen nie. En dit is so. Die medici het sy beperking. Ons is dankbaar vir die mediese wêreld, vir die mediese wonders wat gebeur en so, maar die medici kom aan die einde van die pad. En wat het ons dan? Dan soos waar Moses is. Rooi see voor, Farao agter, geen ons snaproete nie. Ons kan nie meer hink op 2 gedagtes. Ons hoop daai medisyne werk, ons hoop daai behandeling werk, ons hoop daai ding gaan. Dis uitgeput. Bestaan nie meer nie. Waar staan ons? Ons staan op 'n aanspraak. Dit gaan nie help om vir die Here te sê, ag Here, genees hom nie. Die Here sê ek het 2000 jaar gelede het ek sy siektes in my liggaam gedra, jou siektes in my liggaam gedra, ons siektes in sy liggaam gedra. Hy sê, ek het 2000 jaar gelede dit gedoen, ek het dit klaar gedoen, deur my wonde het daar vir jou genesing gekom. God het klaar genees. Hy is in sy rus. So om te smeek en te sê, Here, maak gesond, gaan nie werk nie. Maar jy het 'n aanspraak, want Jesus het gesterf, as een vir almal gesterf het, dan is dit goed, almal het vir hulle self gesterf, en nou het hy gesterf. So, ek kan aanspraak maak, ek het daardie aanspraak, maar nou is die punt is, werk ons aanspraak? Kan ons daai aanspraak maak? En dan wil ek sê, gebed, as ek nou gebed verstaan, as 'n verhouding, as die uitdrukking van die verhouding, dan beteken dit dat ek met my hele lewe in verhouding myself posisioneer om te kan aanspraak maak, want jy sien, my kop sê vir my, dit werk nie. My kop sê vir my, wat ek sien met my oë, sê, dis klaar. Maar is dit klaar voor God? Dis die vraag. En om by die plek te kom, waar ek kan sê, Here, dis nie klaar vir U nie. Ek het julle al die storie vertel, vergeef my as ek het weer vertel. Maar jare terug, bel 'n vrou my, een Sondag aand, en sy sê, bid vir my seun, my suster se seun. Hulle wil die masjiene afsit op hom, hy lê op 'n ventilator, of op 'n asemhalingsmasjien, hy het erge spierdistrofie, dis klaar, hulle het gesê, hulle wil die masjiene afsit. En sy hoor ons bid, ek sê, nie in daai sin nie, maar is reg, ons sal saamstem met jou. En Koos de Wet is daar by my, en ons stem saam die aand, sommer daar in die sitkamer, heel eenvoudig, niks snaaks nie. En die volgende oggend bel die ma my, ken haar van geen Adam af nie. Sy sê, baie dankie dat jy gebid het. Ek sê, hoekom sê jy so? Sy sê, omdat daar verandering is. Ek kan duidelik sien as 'n verandering vanmôre. Hulle besluit, hulle vereers sit hulle nie die masjien af nie. Die ding bly by my. En die Woensdag as ek in Bloemfontein, ek gaan werk daar, en ek hardloop by Universitas, en ek gaan soek hierdie ou op. En ek kom by intensief, en ek vra vir die suster, kan ek hom net vir 'n minuut sien?
Sy sê, ek gee jou 'n half minuut. Ek sê, dis genoeg vir my. En ek stap in en hier lê hierdie man uitgestrek op sy bed met sy hand op sy bors. Ek sien net die wit van sy oë. Miskien half om asem. Klaar. En ek sit my hande op sy hande. Ek het toe sy naam gesien, sy naam is Fernando. Toe ek op die bord gaan kyk het, en ek sit my hande op sy hande en ek sê, Fernando, my naam is Jan Brandt en ek is hier omdat ek met jou ma saamstem, dat Jesus Christus jou geneesheer is. En toe ek sê Jesus Christus, toe ruk daai 2 oë van hom. Ek net die wit van sy oë sigbaar gewees, ruk sy 2 oë so voordoen. En so skeef soos 2 soldaatjies kyk hulle vir my. Dis al reaksie. En ek groet hom en ek sla uit. En die volgende oggend bel sy ma my. En sy is oorstelp, sy sê, ek het jou net gemis. Sy sê, ek was daar by hom gewees en ek was net uit dorp toe. Toe sê die suster vir my, jy was hier. Nou ek ken die vrou van nêrens af nie, maar nou is ons sommer al vriende. En sy sê, toe ek terugkom en ek hoor jy was daar, ek sit nog daar, kom die dokters en hulle trek die gordyn toe en werk met hom. En sy hoor hoe sê die dokter vir die suster, man, ons het sy bed nodig, stoot hom uit die gang en hy gaan 11 al die nag nie maak nie. En die volgende oggend haal hy self asem. En hy kom boer sy plaas in Heltsovol. En die vraag is, wat het gebeur? Die aanspraak het gewerk. Maar die aanspraak was deur 'n mens, maar sonder 'n mens. Ek het geen geloofservaring gehad nie. Ek het nie sterretjies gesien nie. Ek het nie krag gevoel vloei nie. Ek het niks daarvan gehad nie. Ek het net gewees. Ek het net gedoen wat 'n mens doen. Dis al wat ek gedoen het. En daar kom hy en sy pa en sy ma en kom kuier vir ons so daar in die sitkamer. En sê, in een oomblik rig die Here hom op. Die aanspraak het gewerk. Nou sê ek vir myself, waarom kry ek dit nie elke dag reg nie? Want daarna het ek by 'n paar beddens gestaan van mense wat in hopelose prognoses was, wat gesterf het. En ek sê vir myself, hoekom kan ek dit nie weer doen nie? Maar ek kan dit nie doen nie. Of kan ek dit doen? Die Here sê in Markus 11, hy sê, julle moet die geloof van God hê. So, my verhouding met hom is om myself te posisioneer, om te kan aanspraak maak. Ek het dit nie in my nie, hy is hy in my. Maar verstaan jy, om by die plek te kom, kan jy verstaan wat die besnyding van die hart beteken. Dis 'n konstante, dis nie 'n eenmaligheid nie. Dis weer 'n besnyding van die hart, weer 'n besnyding van die hart, is weer aflê van vlees, weer aflê van vlees, aflê van die beswaar. Ek kyk met my oë en as ek na my oë kyk, sien ek, dis verby. Maar as ek met 'n ander oog kyk, dan sê ek, Here, ek het aanspraak. En selfs, ek verwyd myself nie oor die ouens wat dit nie meer gebeur het nie, wat gesterf het nie, want of ons lewe en of ons sterf, ons behoort aan die Here. Die wonderlikste voorreg om by iemand soos Johan de Kok te kom, en daarbij om te kan sit op sy stoep, en te sê, hierdie man is besig om te sterf, hy is in sy laaste ure van sy lewe, en hy het totale vrede, en hy is een met die Here, want ons gaan nie vir ewig lewe nie. In een of ander tyd gaan elkeen van ons te sterwe kom, en hy het totale vrede daarmee. En daar is hy weg. En ek het ook vrede. So besef julle, wat sê ons vir mekaar, om myself te posisioneer, om op plek te kom, om te sê, Here, ek wil net daar wees, dat ek dit net kan doen, dat ek net u hand, dat iemand net my hand kan vat, en dan neersit en sê, die aanspraak is deur. Jy sien, ons het kyk verlede week na Jeremia 15 toe. Blaai weer saam my na Jeremia 15, ek wil net vir jou die beeld gee. Hierdie is so 'n bekende skrif, en vir ons al so baie beteken het. Vers 16, wat sê, toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet. Hy sê, want die woord was vir my 'n vreugde en 'n vrolikheid van my hart. Want die naam is oor my uitgeroep. Jy sien,
Dit vir my die lewe. Die lewe is, U naam is oor my uitgeroep, of ek leef of ek sterwe, behoort aan die Here. So ek kan maar sterwe, want U naam is oor my uitgeroep. Hy sê, maar terwyl ek lewe, sê hy, is U woorde vir my 'n vreugde en 'n vrolikheid vir my hart. Dis die vraag, is dit. Wat is jou vreugde en jou vrolikheid? Jy sien die aflegging van vlees, sal beteken dat die vreugde en vrolikheid van my hart, ek sê nie, daar's nie vreugde en vrolikheid in die vlees nie. Het is lekker om 'n nuwe kar te koop, man. Verstaan jy? Het is lekker om 'n goeie oes te maak. Ek sê nie, daar's nie vreugde en vrolikheid nie. Maar die essensiële vreugde en vrolikheid van my hart, is om U woorde te vind. En dis die vraag wat jy moet antwoord vir jouself, wat ek moet antwoord vir myself, is dit my vreugde en vrolikheid? Is hy vir my genoeg? Soek ek hom vir wie hy is, of soek ek hom vir wat hy vir my dan sou moes doen? En hoor wat sê Jeremia, hy sê, ek het nie gesit in 'n vergadering van spotters, of was nie uitgelate nie. Jeremia sê, Here, ek het dit bedoel met U. Vanweë U hand het ek alleen gesit, want U het my met grimmigheid vervul. Wat hy daarmee sê, hy sê, Here, ek aanskou hierdie hartseer, ek aanskou hierdie pyn, en daar's 'n grimmigheid in my hart, as volg. En hy sê, waarom is my smart dan ewigdurend en my wond ongeneeslik? Dit weier om gesond te word. Nou, Jeremia se omstandighede was slegter as ons in, want hy is die profeet wat God roep vir hierdie volk wat goddelooslik afgewyk het van hom af. En nou sê hy, sou U vir my waarlik wees soos 'n bedrieglike stroom, waters wat nie standhou nie. Dis asof hy sê, Here, ek hoor die refrein in my. Aan die een kant kan ek aanspraak maak, aan die ander kant sien ek met my oë die ellende van die toestand. En hierdie twee beklei in my. Ek wil in geloof staan, maar Here, daar is nie geloof nie. My oë oortuig my van wat my geloof my nie van oortuig nie. Ek het U oortuiging nodig. Ek het nodig om my oë op U te kry. Ek het nodig om weg te kyk van die omstandighede af en U alleen raak te sien. Dis wat hy sê. Hy sê, want as ek dit nie doen nie, dan bly dit vir my 'n bedrieglike stroom. Dan kom daar nie 'n uitkoms uit nie. En nou hoor nou net hoe swaai dit om. Onthou ek het dit gesê, gebed is ek is 'n gesprek met God. En dan wat God vir my sê ek self. Hy sê dit vir my om dit te sê. Nou hoor ek myself dit sê. Nou hoor nou, hy sê, waarom is my smart ewigdurend, my wond ongeneeslik? Vra hy die Here die vraag. En sê die Here vir hom, as jy terugkeer, sal ek jou laat terugkeer. Waar was hy heen? Hy was net in hierdie stryd tussen wat hy sien en wat hy hoor. Tussen wat God sê en wat die feite sê. Dis waaroor hierdie meisie, die dogter van Winston, dit so mooi gesê het, daar is waarheid en die waarheid. Hy sê, dis waar, maar dis nie die waarheid nie. Die ellende van die siekte toestand is waar, maar is nie God se waarheid nie. God se waarheid is groter as dit. Jy sien, dis die beginsel. Hy sê, as jy terugkeer, Jeremia, sal ek jou laat terugkeer. En sal jy voor my aangesig staan. En as jy voortbring wat edel is niks wat onedel is nie, sal jy soos my mond wees. Sal jy soos my mond wees. Ek wil teruggaan na Fernando toe. Ek wil sê, vir 'n oomblik voel dit vir my, of daar 'n oomblik in my lewe deurgebreek het, waar ek soos sy mond kon wees. Ek het eintlik niks mee te doen gehad nie. Ek het maar net gedoen, net gewees. En besef jy, dis hoe ek en jy elke dag kan wees. Ons is nie daar nie. Ons moet elke keer terugkeer. Hoekom? Ons word so maklik afgebring deur die grootsheid van lewe, begeerlikheid van die oë, dit wat ons oë sien. So is het nodig om weer en weer terug te keer. Hy sê, sal jy soos my mond wees, laat hulle na jou terugkeer, maar moet jy nie na hulle terugkeer nie. Dan sê hy, en ek sal jou 'n onneembare kopermuur vir hierdie volk maak, en hulle sal jou nie veg, maar jou nie oorweldig nie, want ek is met jou om jou te verlos en jou te red,
spreek die Here. En ek sal jou red uit die hand van goddelose mense en jou verlos uit die vuis van tiranne. En so kom God, hy sê, ek is die een wat jou verlos. Jy hoef dit nie in jou eie krag te doen nie, Moses. Ek sal die onoortuigbares, sal ek oortuig. Ek sal dit deur jou doen. Ek sal van jou my getuie maak. Julle sal my getuies wees. Besef julle nou, ek kan net hierdie getuie wees. Nie met my gladde woorde en mooi dingetjies wat ek vir julle sê nie. Ek kan net sy getuie wees as sy getuienis deur my lewe vloei. Deur my verhouding met hom vloei. As dit nie daardeur kom nie, het die getuienis geen waarde nie. Godsdienst het my geleer om vir hom te getuig. Dis nie hoe dit werk nie. Geregtigheid leer my om sy getuie te wees. En as ek sy getuie is, dan kan ons seker dit op 'n positiewe noot afsluit. Wat is die gevolg? Hy sê, Jesaja 35. Ek wil dit net vir julle lees, dit het my so geseën, ek wil sommer net vir julle lees. Die woestyn en die dorland sal bly wees, dis ek. Ek is die woestyn. Ek is die dorland. Ek is die eerste onoortuigbare wat oortuig moet word, want ek besef, Here, die oortuiging is groter as ek. Ek het nie daai geloof nie, as dit nie u geloof in my is nie, dan werk dit nie. Hy sê, ek, die woestyn in my, die dorheid in my, en die wildernis in my sal bloei soos 'n roos, soos 'n narsing. 'n Narsing is 'n roos. Dit sal lustig bloei en juig, ja, met juig en gejubel, die heerlikheid van die Libanon is aan hom gegee, die sieraad van Karmel en Saron. Hulle daar sal sien die heerlikheid van die Here, die sieraad van ons God. Versterk die slaphande. Ons het laasweek daaroor gepraat. Die aanhaling in Hebreërs. Hy sê, versterk die slaphande en maak die struikelende knie vas. Here, ek staan by 'n bed en ek kyk na 'n pasiënt en ek sê, Here, die slaphande en die struikelende knie. Waar is die gesag? Die gesag vloei uit intimiteit uit. En dan is dit inspanningsloos. En moet dit vir ons inspanningsloos wees. Hy sê aan die wat vervaard is van hart, wees sterk, wees nie bevrees nie. Kyk, julle, God kom met wraak, met goddelike vergelding, hy self kom om julle te verlos. Dis nou vergelding oor die negatief, oor die boosheid. Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos 'n takbok en die tong van die stomme sal jubel, maar in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis. En die gloeiende grond sal 'n waterplas word, die dorsland en fonteine van water. In die plek waar die jakkalse waar hulle gelê en rus het, is gras en riet en biesies. En daar sal 'n groot pad wees en 'n weg wat die heilige weg genoem word. Geen onreine sal daarop voorttrek nie. Maar vir hulle sal dit wees wie die weg behandel, selfs die dwaase sal nie dwaal nie. Daar sal geen leeu wees nie. En geen verskeurde dier sal daar kom of daar aangetref word nie, maar die verlostes sal daarop wandel. En die verlostes van die Here sal teruggaan en na Sion kom met gejubel en ewige vreugde sal op hulle hoofde wees. Vreugde en blydskap is hulle deel. Kommer en gesig vlug weg. Die Here sê, die woestyn, my woestynlewe, my onoortuigbaarheid, my gebrek aan God se geloof, wat die aanspraak bevestig. Hy sê, dit sal bloei, soos 'n roos. Dis God se hart, vir my en jou. Dis waar God met ons heen gaan. Die vraag is, verlede week se vraag, waarom ons geëindig het. Jy kan, soos Moses sê, Here, maar ek is beskikbaar. Al is ek in die aand van my lewe, ek kan nog steeds met my 'n verskil maak. Jy het my nog steeds nie versaag nie. Yes, ja, Christine. Jesaja 55. Ag, nee, ek het gedink dit moet kom.
Goed, Jesaja 55 se laaste 3. Hy sê dan sal die berge en die heuwels uitbreek. Hy sê wanneer God se woord hom behaag en dit wat toe hom stuur. Hy sê dan sal die berge en die heuwels uitbreek met gejubel. Hy sê met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Berge en die heuwels sal voor julle uitbreek in gejubel en al die bome van die veld in die hande klap. Hy sê vir 'n doringboom gaan 'n sipres op. Vir 'n listige mirteboom. En dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot die ewige teken wat nie uitgeroep word nie. Vader, hoe dank ek U dat U so goed is. Here, dat U met ons, by elkeen van ons, by ons Horeb staan. By ons plek kom om waar U vir ons sê, maar jy kan 'n verskil maak. Jy kan in jou omgewing 'n verskil maak. Jy kan met elkeen met wie jy in aanraking kom, kan jy die lig laat, die positiewe laat. Here, dat ons onsself tot U beskikking kan stel en oor kan gee en sê, Here, laat dit met my gaan, volgens U woord. Here, sodat U doel kan bereik met elkeen van ons lewens. Ons eer U. In Jesus naam. Amen. Amen.